Ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Vriende, baie welkom vanmôre by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ons is met 'n baie spesiale Paasfees reeks besig, so met aanloop na 'n goeie Vrydag, en ek glo dat vanoggend se boodskap ook vir jou tot seën sal wees. Vanoggend is ons by deel 4 en ons behandel die 7 kruiswoorde wat Jesus uitgespreek het aan die kruis, terwyl hy geweldige lyding beleef het. En vanmôre is ons dan by deel 4, en ons skriflesing is Matteus 27 vers 45. Dit is Jesus se woorde. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Liewe vriende, Jesus Christus het die ergste straf ontvang wat enige mens in die antieke of Bybelse tyd kon beleef. Om gekruisig te wees was 'n verskriklike ding. Daar is dik spykers deur jou hande en voete gekap, nadat jy eers baie swaar gegesel is, of met 'n sweep geslaan is, en dan het jy daar gehang aan die kruis tussen hemel en aarde. Dit was soms 'n baie lang proses. Daar het jy gehang in pyn, in verskriklike smarte, en stadig maar seker het jou liggaam begin doodgaan. En ons lees dan ook in ons teks van vanmôre, teen 12 uur daardie middag het dit stikdonker geword. Vir 3 ure lank was dit donker. En daarna het Jesus hierdie woorde uitgeroep voordat hy dood is. My God, waarom het u my verlaat? God het Jesus verlaat, want dit was die ergste straf op sonde. En onthou, daardie sonde was die wêreldse sonde, die hele wêreldse sonde, alle mense van alle eeue se sonde. Die wêreld wou Jesus nie gehad het nie, daarom is hy vasgespyker aan 'n kruis. God verlaat vir Jesus. Hy het gehang aan 'n kruis, verlate tussen hemel en aarde. En God het hom verlaat as deel van daardie verskriklike strafproses, as deel van daardie proses om sonde te straf. En Jesus het uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Liewe vriende, en dit het hy vir ons gedoen. Ek en jy moes daar gehang het. Ek en jy moes ons eie straf gedra het. Maar ons sou nie in die hemel kon kom deur hierdie straf te dra nie. Want die eise van die ware middelaar is dat hy 'n volmaakte God en 'n volmaakte mens moet wees. Volkome God en volkome mens. Daarom kan ek en jy nie die straf op ons eie sonde dra nie, want dit sou nie in God se oë goed genoeg gewees het nie. Jesus was die volmaakte middelaar. Hy is uit die hemel aan ons gegee, maar hy's gebore as volkome mens ook op aarde. Hy het aan die eise van die ware middelaar voldoen. En daarom was hy die enigste een wat die straf op ons sonde kon dra. En kon hy, wanneer hy uitgeroep het aan die kruis, die volmaakte offer gebring het vir ons, sodat ek en jy kan lewe en vrygespreek kan wees. Jesus het in my en jou plek die straf op die sonde gedra, sodat ons vrygekoop kon wees deur sy bloed en deur sy liggaam wat vir ons verbrysel is. Hy het die hoogste prys betaal. Hy was die offerlam vir ons sondes, dat ek en jy vergewe kon word en dat ek en jy hemel toe kan gaan. Vandag moet ons dankie sê vir God. Ons moet hom loof en eer vir Jesus wat hierdie prys vir ons betaal het en vir hierdie hoogste offer wat hy vir ons kom doen het om ons vry te koop sodat ek en jy die ewige lewe kan ontvang. In hierdie Paasfeestyd moet ons die Here dank en loof en prys vir ons verlosser, ons saligmaker,
ons middelaar en ons Messias, Jesus Christus. Kom ek en jy glo in hom en leef vir hom en dank hom vir wat hy vir ons kom doen het. Kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader dat ons hierdie mooi oggend voor U kan stil word en dat ons in hierdie Paasfeestyd die gebeure van Paasfees kan herdenk. Dankie dat Jesus die hoogste prys kom betaal het, sodat ons kan lewe, dat ons vrygespreek kan wees deur sy offerdaad aan die kruis. Wil U uit genade al ons sonde vergewe, Here, en help ons om elke dag uit dankbaarheid vir U te lewe. En dankie dat ons vrygekoop kan wees deur die bloed van Jesus, ons Here. Seën ook vir ons hierdie Paasfeestyd en laat ons bewus word van al hierdie liefdesgebeure wat Jesus vir ons kom doen het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, tot môreoggend.